Welkom by NG Ashton. Goeienaand almal en baie welkom by ons eerste aanlyn preek vir NG Ashton. En ja, ek wil net sê ons gaan nou hierdie so afneem vir die volgende 4 Sondae want ons is besig met 'n reeks. Ons gaan kyk hoe volhoubaar is dit. As dit iets is wat ons elke Sondag kan doen, dan sal ek graag die preek rondom hierdie tyd op Facebook en op YouTube sit. Maar as dit nou nie moontlik is, gaan ons dit net doen vir hierdie 4 Sondae, maar ek sal julle 'n bietjie meer op hoogte hou daarvan. Maar ja, soos wat ek sê, ons is nou besig met 'n reeks en ja, ons dit is deel van 4 Sondae. So dink nou vandag aan die eerste episode van 4, nê? Op Netflix, die series het verskillende episodes. Vandag is dan nou die eerste episode. En ons week van gebed wat die 18de Januarie begin, gaan ook so 'n bietjie daarbey aansluit, maar dit gaan ook bietjie meer gaan oor disippelskap. So ons tema vir hierdie reeks is jou identiteit is oorwinnaar. Net so jy is meer as 'n oorwinnaar omdat Jesus Christus in jou leef, omdat jou identiteit in Jesus Christus is. Nou waar ek die idee gekry het vir hierdie reeks is maar ek en oom Marius wat bietjie gesels het oor Desember en hy sê toe iets, as ek nou so my eie woorde kan sê, maar dat ons so geneig is of so gewoond is dat ons hierdie goed saam met ons dra, nê, so goed soos skuldgevoelens, sonde wat ons terughou, nê, goed wat in die verlede gebeur het, armoede, wat ook al dit mag wees, nê, ons omstandighede hou ons terug, nê, hierdie bagasie wat ons dra, maar wat ek en jy moet besef is dat ons ook krone dra. En dit is die belangrikste van alles, want ons dra 'n oorwinnaarskroon. Daarom het ons oorwinning oor al hierdie goed. So ons gaan in hierdie reeks bietjie meer daarna kyk. En daarom vra ons ook vanoggend, maar wat beteken dit as ek sê my identiteit is in Jesus? En ja, so saam met dit vir ons die vraag, maar wie is ek? Want voordat ons by oorwinning kan uitkom, moet ons eers weet wat is ons identiteit, nee, en wat dit beteken om te sê ons identiteit lê in Christus. So daarom kom ons lees sommer vanaf vers 15. Maar net voordat ons lees, kom ons vra vir die Here om sy woord nou vir ons oop te maak. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand ook so kan saamkom en so aanlyn ook meer te leer van U. Want Here, ja, selfs al is ons nou op Facebook of YouTube en ons sit by die huis, Here, weet ons is nog steeds nou op hierdie oomblik by ons en U wil nog steeds met ons kom praat uit U woord uit. So Here, ek wil vra dat U ook nou ons harte sal oopmaak, ons 'n helderheid van verstand sal gee, Here, dat ons nou kan hoor wat U vir elkeen vir ons wil kom sê. Here, dankie dat ons vanoggend net weer kan besef hoe afhanklik ons van U is. Want Here, in vergelyking met U is ons maar klein, nietige mense. En daarom besef ons, Here, dat alles wat ons is, alles wat ons het, Here, net van U afkom. Here, dankie dat U vir ons sorg. Dankie dat U ons U kinders noem. Dankie dat ons koningskinders kan wees. En Here, dankie dat U ons nooit alleen sal los nie, dat U elke stap van die pad saam met ons is. Maar Here, ek wil ook vra dat ons nou vanaand sal kom hoor, Here, wat U op ons harte kom druk, en Here, dat ons daarby sal leef, en dat dit ons sal toerus vir die jaar wat ook voor het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees af daarso vanaf vers 15. Johannes se woorde het die mense aangegryp. Oral het mense onder mekaar begin vra, is hy nie dalk die Messias nie? Maar hy het goue einde aan hierdie praatjies gemaak. Hy het vir die skare gesê, ek doop julle nou hier in die rivier met water. Maar 'n baie belangrike man is op pad na julle toe. Hy is so belangrik dat ek nie eens werd is om soos 'n slaaf sy skoenveters los te maak nie. Weet julle, hy sal nie water gebruik om julle mee te doop nie. Nee, hy sal julle met die Heilige Gees doop. Hy sal 'n vuur in julle lewens aansteek wat julle lewens van binne af sal skoonmaak. Hierdie man wat op pad is na julle toe, gaan Israel van hoek tot kant skoonmaak. Hy gaan die koring van die kaf skei. Vir almal wat na hom luister, sal hy 'n plek gee in God se splinternuwe wêreld. Maar almal wat hulle nie aan God steur nie, sal hy in die vuur van die hel gooi wat nooit ophou brand nie. Johannes het die mense aangespoor om te doen wat God vra. God se goeie nuus het dag na dag oor sy lippe weer klink. Op 'n dag het Johannes vir Herodes, die heerser van Galilea, in die openbaar gekritiseer omdat hy sy broer Filippus se vrou Herodias afgevat het. Ook die hele rits ander sondes van Herodes is deur Johannes veroordeel. En Herodes was woedend hieroor.
Hy het Johannes laat arresteer en hom in die tronk opgesluit. Onder al die mense wat na Johannes toe gekom het om gedoop te word, was daar 'n baie belangrike man, Jesus. Nadat Johannes hom klaar gedoop het, het Jesus tot God gebid. Terwyl hy nog besig was om te bid, het die hemel skielik oopgegaan. Die Heilige Gees het soos 'n duif na Jesus toe afgekom. 'n Stem uit die hemel het ook hardop gesê: "Jy is my seun, vir wie ek baie lief is. Oor jou is ek baie bly." Nou net tot sover ons skriflesing vanaand. Nou, as ek vanaand vir jou so vra, wie is jy? Wat sou jy vir my gesê het? En wees eerlik hierop. As ek vir jou vra, wie is jy? Wat sou jou antwoord gewees het? Is jy dit wat jy doen? Is jy 'n dokter, 'n boer? Is jy 'n wynmaker, 'n onderwyser? Is jy 'n pa of 'n ma? Of is jy dit wat jy al bereik het? Jy weet, dit is my prestasies, dit is die suksese wat ek behaal het, dit is my titel. Nee, ek het soveel geld, dit is my eiendom wat ek het soveel eiendom op my naam, nee, al hierdie beleggings in my portefeulje. Of dalk is jy 'n goeie atleet en jy sê dis wie ek is, nee, ek het nou al hierdie goeders bereik. Of word ons dalk gekenmerk deur dit wat ons verkeerd gedoen het? Of dalk deur dit wat ons reg gedoen het? Is jy 'n sondaar, is jy 'n saint of 'n heilige mens? Nee? Maar wat van dit wat ander mense van ons dink? Is ons al hierdie goed, is ons niks daarvan nie? Wie is ek? Want hoe ek myself identifiseer en met wat ek myself identifiseer, bepaal hoe ek die lewe benader. Want ons is so geneig om te dink ons omstandighede bepaal ons identiteit. En dan is ons verkeerd, want ons reageer op 'n sekere manier op ons omstandighede. Dan dink ons identiteit moet daarbey inpas. So hoor mooi wat ek sê. Ek sê ons omstandighede vra 'n reaksie van ons. En dan dink ons identiteit moet daarbey inpas. Maar dit is nie so nie, want wanneer Jesus Christus gaan om gedoop te word, dan het sy bediening nog nie hier op aarde begin nie. Hy het nog niks van sy goed hier op aarde gedoen nie. Nee, dis die eerste keer wat ons van hom hoor na sy geboorte en na 'n storie oor sy kinderjare hier in die boek van Lukas. Maar nou na die beste part van 30 jaar tree hy tot die voorgrond en hy tree heel eerste tot die voorgrond deur dit wat Johannes die Doper oor hom sê daar in vers 16, waar hy sê, die een wat na my kom, sal julle met die Heilige Gees en ook met vuur doop. En dit is baie belangrik wat Johannes daar sê, want kan julle hoor, Johannes sê nie die een wat na my kom, se ma is Maria, se pa is Josef, nee, hy is baie goed met houtwerk en goed nie, nee. Hy sê die een wat na my kom is God, want dit is net God wat jou met die Heilige Gees en met vuur kan doop. So hy sê, Jesus is God, dis sy identiteit. Dit het niks met sy omstandighede te doen of van waar af hy kom nie. En nou is Jesus daar. So dit gaan oor 'n identiteit. Maar voordat ons kan kyk wat ons identiteit is, moet ons eers besef wie hierdie Jesus is. So hoor mooi as ek vanaand vir jou sê, daar mag geen onsekerheid wees oor wie Jesus is nie. So met dit, kom ons lees gou weer wat sê Lukas 3 hoofstuk 3 vers 16 tot 17 oor wie Jesus is. So Johannes die Doper is hier besig om te praat en dan sê hy vir die mense, maar hy het gou 'n einde aan hierdie praatjies gemaak. Hy het vir die skare gesê, ek doop julle nou hier in die rivier met water, maar 'n baie belangrike man is op pad na julle toe. Hy is so belangrik dat ek nie eens werd is om soos 'n slaaf sy skoenveters los te maak nie. Weet julle, hy sal nie water gebruik om julle mee te doop nie. Nee, hy sal julle met die Heilige Gees doop. Hy sal 'n vuur in julle lewens aansteek wat julle lewens van binne af sal skoonmaak. Hierdie man wat op pad is na julle toe, gaan Israel van hoek tot kant skoonmaak. Hy gaan die koring van die kaf skei. Vir almal wat na hom luister, sal hy 'n plek gee in God se splinternuwe wêreld. Maar almal wat hulle nie aan God steur nie, sal hy in die vuur van die hel gooi wat nooit ophou brand nie. So kan julle hoor hoe beskryf Johannes die Doper hier in die boek van Lukas vir Jesus. Nee, hy sê nie net Jesus is 'n goeie mens of 'n goeie leermeester nie. Nee, hy sê Jesus is die een wat met God se gesag kom. Nee, hy is sterker as Johannes. Hy bring die Heilige Gees. Hy kom met oordeel en hy bring reiniging. Hy kom maak nuut. So Jesus is die een wat God se heilige teenwoordigheid na die mense toe bring. Jesus is die een wat die Heilige Gees na mense toe bring en ook hulle lewens radikaal kom verander. En dan weet ons
Maar Jesus is self God. Nou om dit beter te verstaan, moet ons teruggaan na die begin van die Bybel toe. Heel aan die begin, daar in Genesis 3 met die sondeval. Want ons sien in Genesis 3, Adam en Eva kies om teen God te sondig. En hierdie sonde bring 'n skeiding tussen God en die mens. En van toe af soek mense hul identiteit in sukses of prestasie of ander mense. Maar niks van hierdie goed kan die leemte vul wat sonde veroorsaak het nie. Maar kyk wat doen God. God los nie die mens alleen nie. God se plan was van die begin af om ons verhouding met hom te kom herstel. En ons sien dit reg deur die Ou Testament. Die Ou Testament wys vir ons dat sonde 'n offer vra. Maar geen menslike offer sal ooit goed genoeg wees nie. So wat doen God? Hy stuur sy seun om aan die kruis vir ons sondes te sterf. En Jesus kom as die vlekkelose lam van God. En aan die kruis dra hy ons sondes, dra hy die straf wat vir my en jou bedoel was, en kom bring hy herstel in hierdie verhouding tussen God en die mens. So, dit wat die sondeval kom breek het, die skeiding wat dit veroorsaak het Jesus kom genees en bring hy vir ons versoening. Want dit is wie God is. God is 'n God van verhoudings. Hy wil in 'n verhouding met jou en met my leef. Hy wil hê ons met mekaar in 'n verhouding leef. Hy self in sy wese is 'n God van verhoudings, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En nou kom ons hier by Lukas 3 en ons sien dat dit sê nie net dat Jesus kom red nie, maar dit sê ook dat Jesus kom nuut maak. So hy doop met die Heilige Gees en hy kom met vuur en hy maak skoon, hy vernuwe en hy gee vir ons 'n nuwe lewe. So dit beteken in Jesus kry ons nie net vergifnis nie, maar ons kry ook 'n nuwe identiteit. So ons is nie meer vasgevang in dit wie ons was of dit wat ons gedoen het nie. Nee, ons is kinders van die almagtige God. Ons is koningskinders. Ons is God se kinders. Ons dra 'n oorwinnaarskroon. Ons is oorwinnaars. Ons is meer as oorwinnaars. Want Jesus het vir ons die oorwinning kom behaal. So daarom maak ek vanoggend vanaand. So gewoond om te sê vanoggend. Daarom maak ek vanaand die stelling, jy is nie meer 'n sondaar nie. Hoor mooi wat ek sê, jy is nie 'n sondaar nie. Ja, ons is in sonde gebore, ja, ons het sonde gedoen, maar weet jy wat? Jesus het ons sondes op hom gedra en ons is skoon gewas. Selfs die sondes wat ons nog môre gaan doen of oor 20 jaar gaan doen, het Jesus aan die kruis vir gesterf. So nou sal baie mense vir jou sê, okay, maar as dit die geval is, dan kan ons net aanhou met sonde en Jesus sal ons vergewe. Nee, dit is nie hoe dit werk nie. Glad nie. Ek sal nou 'n bietjie meer oor dit sê, maar selfs die boek Openbaring sê vir ons dat ons nie meer sondaars is nie. Ja, ons gaan nog sonde doen, ons doen sonde, maar ons is nie sondaars nie. Ek en jy is kinders van die Here. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Dis wie ek en jy is. Ons is 'n nuwe skepping in Jesus Christus. Want hy kom was ons skoon met sy bloed. En ons weet hy het vir ons die oorwinning kom behaal. En dit is 'n lewe daar saam met God in die hemel. Dit is wat Jesus vir ons beteken. En ons weet hy het alreeds die vyand verslaan. So om te weet wie Jesus is, help ons om te ontdek wie ek en jy is. So jy hoor vanaand, jy is nie verlore nie, jy is nie gebroken nie, maar jy is geherstel en nuut gemaak in hom. Ons is 'n nuwe skepping, dis ons identiteit. Maar hoor Vader God se hart vanaand vir jou en vir my. Want ons sien Jesus, waar hy gaan om gedoop te word, daal die Heilige Gees op hom neer in die vorm van 'n duif. En dan hoor ons Vader God sê, daar in vers 22, jy is my seun, vir wie ek baie lief is, oor jou is ek baie bly. Nou hier sien ons iets baie belangrik oor ons identiteit. Ons weet daardie dag wat ons harte vir Jesus gee, ontvang ons sy Heilige Gees. En so leef Jesus in ons deur die werking van sy Heilige Gees. So in effek, as Vader God daardie woorde oor Jesus uitspreek, dan kom sê hy vanaand vir jou en vir my. Hoor wat sê hy vir ons? Jy is my kind, ek het jou lief en jy maak my bly. Nie jy was of jy gaan wees nie, jy is my kind. Dis ons identiteit. Dis wat dit beteken om te sê, ons identiteit is in Jesus. So dan is die vraag nou maar wat beteken dit as Vader God vir ons kom sê, jy is my seun of jy is my dogter? Nou omdat ons
weet dat Jesus in ons harte bly en ons leef vanuit sy oorwinning, dra ek en jy 'n oorwinnaarskroon. So met ander woorde, as ons vanuit Jesus se oorwinning leef, dan beteken dit, ons het alreeds oorwinning oor ons omstandighede. Ons het alreeds oorwinning oor sonde, of skuldgevoelens, of verslawing, of wat ook al dit mag wees. Ons het oorwinning oor ons omstandighede, oor armoede, so kan ek aangaan. En ons moet dit glo, want Jesus het al lankal vir ons die oorwinning behaal. 'n Lewe saam met God in die hemel. 'n Lewe waar ons in verhouding met Vader God kan leef, want Jesus het daai versoening kom bring. So kan jy hoor hoe jou identiteit gelyk is aan oorwinnaar. Jy dra die oorwinnaarskroon. So as Vader God jou vanaand sy kind noem, dan sit dit jou dadelik in 'n sekere posisie. Dis 'n sekerheid wat jou in 'n sekere autoriteitsposisie sit, wat vir jou sekere spiere gee, sekere verantwoordelikhede gee, sekere opdragte ook gee. So ons hoef nie te stres oor wat môre vir ons inhou nie. Ons hoef nie te sit met hierdie sogenaamde victim mentality of slagoffermentaliteit nie. Weet vanaand, jy is God se kind. Jy dra 'n oorwinnaarskroon. En daarom wil ek vanaand vir jou kom sê, gaan leef vanuit Jesus se oorwinning. Gaan heers oor jou omstandighede. En gaan breek daai siklus van verslawing of sonde of skuldgevoelens of wat ook al dit mag wees, goed wat in die verlede gebeur het. Romeine 8 vers 11 sê, maar met dieselfde krag wat Vader God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, het ek en jy tot ons beskikking. Julle, hoe amazing is dit nie? Hoe powerful is dit nie? Om te weet dat daai selfde krag leef in ons, en dit is Jesus. So tot in 'n mate is dit nie ons autoriteit nie, dit is Jesus se autoriteit, omdat hy in ons leef. So hoor vanaand as ek sê, jou omstandighede bepaal nie jou identiteit nie. Jou identiteit gaan verander jou omstandighede, maar dan moet jy weet dat jou identiteit in Jesus Christus is. Want onthou nou, ons het alreeds deel aan God se koninkryk. Ons het deel aan sy heerskappy. Die evangelie van Johannes sê dit. So vat dit vanaand vir jouself. En gaan wees 'n oorwinnaar oor waar jy jouself nou bevind. En dan sê Vader God vanaand vir ons, maar ek het jou lief. Julle, dit is 'n geloofstelling wat Vader God in jou maak as mens. So van sy kant af is dit 'n verklaring in wie en wat jy is en hoe hy jou sien. Want hoor vanaand, hy het vir jou en vir my so lief dat hy sy seun stuur om aan die kruis te sterf ter wille van ons sondes. En ons weet eintlik het ek en jy daardie straf verdien. Eintlik moes ek en jy aan daardie kruis gehang het. Maar nee, God kan dit nie oor sy hart kry nie, dat ek en jy op daai kruis moet hang nie. So hy stuur sy seun om dit in ons plek te kom doen. So kan jy hoor hoe lief is Vader God vir jou en vir my. Hy het jou so lief dat hy jou nie vir 'n oomblik alleen sal los nie. Ons sien dit met die sondeval. Toe Adam en Eva teen God kies, wat doen hy? Hy jaag hulle nie weg nie. Hy maak hulle nie dood nie. Hy maak vir hulle nuwe klere. Ja, hy stuur vir hulle uit die tuin van Eden uit, maar weet jy wat, hy stuur hulle in die ooste. En daai deel is baie belangrik. Want die mense in daardie tyd het geglo dat die ooste lewe beteken. So kan julle hoor, God maak hulle nie dood nie. Hy sorg vir hulle en hy stuur vir hulle in die ooste sodat hulle kan lewe. En julle dwars deur die Ou Testament, wel reg deur die Bybel sien mense dit, maar in die Ou Testament sien ons hoe God nie sy mense los nie. Die Israeliete in die woestyn, Moses toe hy met Farao moes gaan praat het, Dawid toe hy moord gepleeg het. So hoekom dan sal God vir my en jou alleen los? Hy sal nie, want hy's 'n perfekte Vader wat jou so lief het, wat net die beste vir jou wil hê. So weet dit vanaand, maak nie saak waartoe jy op hierdie oomblik gaan nie, maak nie saak wat jou omstandighede mag wees nie. Want ja, ons as kinders weet, dit gaan nie altyd goed gaan nie. Maar hoor vanaand, Vader God het jou lief. Met die Griekse teks sal sê 'n agape liefde, 'n liefde wat sonder voorwaardes is, waar jy jou aanvaar net soos wat jy is. En dan sê God in die derde plek, maar jy maak my bly. En dan is dit outomaties 'n morele en 'n fisiese beperking vir jou en vir my.
So met ander woorde, as ek gemors aanjaag, dan weet ek mos ek is nie besig om God se hart bly te maak nie. Maar dan begin my identiteit inskop, my ware identiteit van waar ek sê, maar nee, wag 'n bietjie, as ek hierdie geloofsverklaring maak van ek is God se kind, uit my lief en ek maak hom bly, dan gaan ek mos uit my pad uit gaan om te doen wat reg is. So daarom kan ons nie aanhou om sonde te wil doen nie. Want ons wil elke dag net meer gelykvormig wees aan die beeld van Jesus Christus. En hy was sonder sonde gewees. So nee, ons kan nie aanhou sonde doen nie. En weet julle wat? Dan gaan ons identiteit so gefestig wees, dat dit gefestig sal wees in hierdie waarheid van die liefde van God. En dan sal ons in staat wees om dit ook aan ander mense te gaan bewys, oor te dra aan ander, te gaan deel met ander en dan 'n verskil te maak waartoe Vader God ons geroep het om te doen. So ek sluit vanaand met hierdie af. Jou identiteit word gefestig in die besef van wie God is. So as jy weet wie is God, Vader, Seun en Heilige Gees, help dit jou verstaan wie en wat jy is en wat jou identiteit is. Want ons is baie keer geneig om te sê, identiteit, hierdie ou te sterk persoonlikheid, of sulke ou aanhalingkies en goed. Maar waar het jy dit vandaan gekry? Want onthou jy het 'n wêreldse identiteit ook, maar jou wêreldse identiteit koppel jou nie aan hierdie kernwaarheid van liefde wat Vader God oor jou uitspreek en wat sy seun vir ons beteken deur te sê, maar jy is my kind, ek het jou lief en jy maak my bly. So in effek is dit Jesus se identiteit in jou en in my. En wanneer jy hierdie identiteit vat, dan is jy in staat om hierdie geloofsverklaring te maak wat sê, maar ek is God se kind. Hy het my lief en ek maak hom bly. Wanneer Jesus sy bediening begin, gaan doen hy dit om eers gedoop te word. So daar kry hy eers God se goedkeuring. So hoor vanaand, omdat Jesus in ons harte bly, het ons alreeds God se goedkeuring in alles wat ons aanpak. Maak nie saak wat dit is nie, want ons identiteit is in Jesus en so kan ons heers oor ons omstandighede. So daarom wil ek julle vanaand uitdaag, begin so dink oor jou identiteit. As ek vanaand of in volgende week of deur die jaar vir jou vra wie is jy, of ander mense vra vir jou wie is jy, dan is dit jou antwoord, ek is God se kind, hy het my lief en ek maak hom bly. En dan kyk jy hoe jou optrede teenoor God en ander mense ook verander. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie weer vanaand vir hierdie absolute bevestiging van die woord. Here, dankie dat ons op hierdie oomblik weet dat niks ons kan terughou nie. Here Jesus, want U het alreeds vir ons die oorwinning kom behaal. Here, as ons dink aan Paulus en Silas waar hulle U loof daar aan die tronk en daai kettinge van hulle afval. Here, wil ons kom vra, kom breek vanaand enige sonde kettinge wat ons wil kom vashou en terughou om 'n verhouding met U te leef. Here, dankie dat ons weet dat U vir ons so lief het, dat U ons nooit alleen sal los nie. Maak nie saak waardeur ons gaan of wat gebeur nie, Here, en met dit wil ons ook bid vanaand vir die brande wat in ons streek is, wat in die Kaap is, Here. Ek wil vra dat U verligting sal bring. En Here, dit gebeur ook maar omdat dit so droog is. So Here, ons wil vra dat U asseblief vir ons net reeds sal kom stuur. Here, want elke lewende ding, elke organisme, elke mens is so afhanklik daarvan. So Here, ons wil vra dat U daai reën sal kom stuur, sodat ons omgewing, ons area ook nuwe lewe sal kan kry. Ons bid dit vanaand in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Onthou weer van volgende week se episode 2.